Nou, kom ons begin so. Ons begin dan sê ons, nou ja, vandag is die 25ste Junie 2026. En Vader was met my die laaste aantal maande, dat ek naweek vir naweek vir my groepe, my WhatsApp groepe, Jesaja vers vir vers uitgelê het, soos wat ek vir hulle Openbaring uitgelê het, vers vir vers, soos wat ek vir hulle Hebreërs uitgelê het, Daniël uitgelê het, ja, ek het nou die dag Sefanja 1 en 2 ook so uit, 1, 2 en 3 ook so uitgelê. So, maar die tyd het gekom dat my kans vir praat is min of meer min. Die tyd is min. Iemand het my geskakel nou net, Vader het vir haar sy Dinsdag aand gesê, Woensdag aand vir haar gesê, sê vir Deborah, haar tyd is kort. So ja, nou hierdie leringe, luister mooi, my leringe plaas ek op YouTube. Ek het 2 kanale daar, en ek probeer hulle stoor op Telegram ook, reg. Nou, ek kan, ja, mens, kyk ek moet hom sny, om hom daar te plaas, maar dit maak nie saak nie, en is moeilik om iets meer as 'n uur te plaas. So ons gaan kyk of ons hierdie lering in 'n uur se tyd, of net so oor 'n uur se tyd kan voltooi. Ek moet net kop hou van die tyd, want is nou 38 minute oor 12, so ek moet net altyd my tye kry. Nou, partymal dan lees ek, dan dink ek verstaan alles, of ek verstaan groot gedeeltes van dit, maar is dan nou nog iets wat belangrik is om oor te dra, want ek meen ek doen baie leringe, ek doen maklik 1 of 2 per naweek, partymal meer, en ek het baie ander wat ek gereeld uithaal, uit my skatkis uit en vir my groepe gooi, en die ouens wat saam met my pad gestap het die laaste, bietjie minder as 10 jaar, 9 jaar is van 2017 af, hulle behoort heel op datum te wees met wat kom en wat ons gaan verwag en wat is Vader se plan in die volgende 3 jaar met ons. Nou as jy deur my video's gaan op TikTok, sowel as op YouTube waar ek dit oorlaai, sal jy sien dat ek 'n profesie gebring het vir 2026, 2027, 2028, dis nie my profesie nie, dis 'n Vader se profesie wat hy vir ander mense gegee het, maar hy het toe vir my gewys dat dit in die skrif is. So, dit wat hulle sê is nie alleen nie, hy het vir my gesê, kyk, dit staan in jou Bybel. En hierdie laaste 3 jaar is wat ons nou maar die tyd gaan noem van die groot verdrukking, en die geweldige slagting wat gaan plaasvind, en die tipe van ding. En hy versteek dit in Jesaja 7, 8, 9, en Jesaja 37 en Jesaja 38, 'n paar ander plekke ook, reg? Nou, om hierdie lering te verstaan, moet jy 'n paar basiese begrippe baas geraak het. Ons sukkel dat ons nie die Bybel verstaan, ons verstaan nie wat God vir ons sê nie. Want ons predikante is veronderstel om ons te leer, en hulle is so gebreinspoel, die Baalpriesters daar in die kweekskole, dat hulle nie vir jou die waarheid kan gee nie, want die ouens wat hom leer, is 'n ateïs. Die mense wat hulle leer, ontken die maagdelike geboorte van Jesus. Nou ek meen, as jy by daai punt kom, dan sluit God die Bybel vir jou. Dan is jy 'n teoloog, jy kan oor die Godheid praat, maar eintlik weet jy nie waaroor jy praat nie. Nou, kom ons begin by die baie belangrike beginsel van 'n seentjie. Nou, 'n dogtertjie het te doen met 'n volk. Ekskuus tog, ek sit met 'n aantal hane, en dit is mooi, ek bær hulle, ons gaan hulle slag wanneer die moeilikheid kom, dat ons saam iets om te eet. So julle moet my maar oorsien. So die begrip van 'n seentjie in die skrif, en die begrip van 'n dogtertjie in die skrif. En ons sien hierdie begrippe ook na vore kom as ons droom, of as daar visioene gesien word. So sien siener die Ierse meisie met die bruin hare en die bruin oë, en sy's 'n bietjie groter as die boerevolk meisie. En dan toe sê hy, ja, die Ierse volk sal onafhanklikheid kry, kort rukkie, voordat die boerevolk onafhanklikheid kry. Nou, ons sal dit sien, onthou, Ierland het nie volledige onafhanklikheid nie, Noord-Ierland behoort aan Brittanje. So daai probleem moet reggestel word, en Vader se profesie gaan hy in vervulling bring, sy woord keer nooit leeg na hom toe terug nie, reg, God lieg nie, en dit wat hy sê, voer hy uit. Reg, so,
'n dogtertjie dan te doen met 'n volk. Dit kan ook verwys na 'n kerk, na 'n organisasie. Dit kan verwys na 'n grondgebied, na 'n land. Dit kan verwys na 'n trust. So, dit byvoorbeeld. So dit is 'n materie, dis iets wat materie is, né? Maar in die meeste gevalle is 'n dogtertjie 'n nageslag van iets, en 'n volk, reg? So, en 'n seentjie is 'n verbond, 'n seentjie is 'n geloof. En geloof kom altyd na vore vanuit 'n verbond, reg? So die twee goed loop altyd saam. En ek gaan dit gou vir julle verduidelik, want dit is baie belangrik, anders gaan jy Jesaja 7, 8 en 9 glad nie verstaan nie. So, in Eksodus 4 vers 22 sê hy, dan moet jy vir Farao sê, so spreek Jahwe. Ek gaan nou nie sê Here nie, ek lees hier uit die 33-53 vertaling uit, maar ek gaan die woord Here vervang met Jahwe, want dit is wat daar staan in die oorspronklike teks. Daar staan Yud Hy Wah Hy, wat beteken, ons spreek hom uit as Jahwe. Dis die oudste uitspraak is maar Jahwe. So dan moet jy vir Farao sê, so spreek Jahwe, my eersgebore seun is Israel. Daarom beveel ek jou, laat my seun trek, dat hy my kan dien, maar jy het geweier om hom te laat trek, kyk ek sal jou eersgebore seun laat sterf. Reg, nou, Israel is 'n volk, nou, in die Ou Testament, nou, hoe is Israel dan nou 'n seentjie? Is Israel dan nie 'n dogtertjie nie? Op 'n ander plek praat hy van, hy is getroud met Israel. Israel is sy vrou. En toe skeer Israel in 10 en 2 stamme, toe praat hy van Ohola en Oholiba, toe sê hy is getroud met hulle, en dan gee hy vir Efraim 'n skeibrief, omdat sy horeer. So, dis duidelik dat sy 'n vrou is, sy is 'n dogtertjie, maar sy is ook 'n seentjie. En die rede hoekom sy 'n seentjie is omdat sy ontstaan het uit 'n verbond. En die verbond begin daar by Abraham, en dan word hy bekragtig op die berg Sinaï met die instelling van die sogenaamde ou verbond, die Levitiese verbond. En so hy bevestig, hy sê my eersgebore seun is Israel, want Israel is gebore uit hierdie aksies wat God gedoen het. Hy het met Abraham, Isak en Jakob het hy daai verbonde gesluit, en dit het gelei tot hierdie geboorte van 'n volk, maar dit is 'n spesiale volk met 'n spesiale geloof. Dis naamlik, hulle het 'n ou verbond geloof, hulle het 'n besnydenis geloof, hulle het 'n Levitiese priesterskap geloof. So hulle is eintlik 'n seentjie. Sien, is mooi, né? En ons sien ook hierdie wanneer hy met Sara en Abraham praat, as hy Genesis 17 vers 19, toe antwoord God, voorwaar jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Isak noem, en ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. So die geboorte van die Isak seentjie was een van die bekragtigings van die verbond wat God met Abraham gesluit het. Toe sê hy, ek wys jou, ek gaan jou daai seun gee, want uit daai seun kom dan nou nog 'n seun, en uit daai seun 12 seuns, en dan kom ons by Israel uit. En dit kragtiging van my verbond. Dan lees ons in Jesaja 66 vers 7, voordat sy wee gekry het sy gebaar, voordat smart oor haar gekom het, is sy van 'n seentjie verlos. Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word 'n land op een enkele dag gebore, of word 'n nasie met een slag gebaar? Want Sion het wee gekry, met eens haar kinders gebaar. Nou daai woordjie vir kinders dink ek is seuns. Ja, Ben, die woordjie daar is Ben. En verwys eintlik na seuns of seun. Sy het met eens 'n seun gebaar, en seuns wat seuns baar. En hierdie is 'n verwysing na die boerevolk se geboorte op 16 Desember 1838. Die boerevolk is die enigste volk in die wêreld wat se geboorte na een dag toe teruggevoer kan word, naamlik 16 Desember 1838. Hy sê vir jou, hy sê Sion het 'n seentjie gebaar. Sion het niks te doen met daai plekkie daar in die Midde-Ooste nie. Niks te doen met geografie nie.
dit het te doen met 'n volk. Sion is 'n ander naam vir Juda. En nog 'n naam vir Juda is Ariel. Nog 'n naam vir Juda is Jerusalem, want Jerusalem was Juda se hoofstad. So hy gebruik hierdie verskillende simbole, taalsimbole, om vir jou aan te dui, hy's besig om te praat met die Juda volk. En as jou predikant jou dit nie kan leer nie, dan weet ek nie hoekom sit jy daar nie. Want dan is die Bybel ook vir hom gesluit. God het dit toegemaak vir hom. Jesaja 6 sê, God sê, hy stop ons ore toe, en hy maak die ouens se oë toe. Hy verblind hulle, sodat hulle lees en nie verstaan nie, en nie gered kan word nie, en verwoes word. Hy sê dit, staan in Jesaja 6. So, daarom het Vader in hierdie tyd 'n aantal opgerig van ons, om vir julle te leer. Nou wil die volk nie leer nie, nou is ek 'n valse profeet. So hier sê hy vir jou, Sion, bare seentjie, dan sê hy, maar hierdie seentjie is 'n land wat op 'n enkele dag gebore is, 'n nasie wat op een slag gebaar is. So Sion is 'n nasie. Dis nie 'n plekkie bo in die Midde-Ooste nie. Niks daarmee uit te waai nie. Niks. Maar die Bybel is geskryf, sodat die wat nie die simboliek verstaan nie, hom lees en dwaal. Dan stuur God vir jou die leuen. Reg, die volgende seentjie is die geboorte van Jesus Christus. Hy is die volgende seentjie. Hy is nog 'n seentjie wat gebore is. Gebore ingevolge 'n verbond. Kom ons lees, Jesaja 42 vers 6 en 7. Ek, Jawe, het u geroep in geregtigheid. Ek vat u hand en behoed u en gee u as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenes diegene wat in duisternis sit. Is dit nie mooi nie? So Jesus is ook die nuwe verbond. So 'n nuwe verbond is ook 'n seentjie. En almal wat binne in die nuwe verbond inkom, is ook seentjies. Reg. Dan die geboorte van Melchisedek. Die geboorte van Melchisedek. Melchisedek is Jesus Christus in die Ou Testament. Ja? Die geboorte van Melchisedek is in die tyd van Ner. Ner was Noag se broer. Hy was 'n priester in die orde van Melchisedek. En sy vrou skenk 'n geboorte aan 'n seentjie. En daai seentjie is Melchisedek. En is ook 'n soort van 'n maagdelike geboorte. Maar niemand gaan jou dit leer nie, en hulle het in elk geval hier nog uitgehaal. So die enigste ou wat regtig daarna verwys is Hebreërs. Maar mense verstaan nie Hebreërs nie. Hulle het nie 'n idee wat daar staan nie. Nou ja, so kry ons hierdie seentjies wat gebore word, wat binne bepaalde verbonde is. Baie belangrik om te verstaan. Want as jy dit verstaan, kan ons Jesaja 7 begin. Reg, nou, die volgende ding wat ons moet leer, wat ons gaan hom bekragtig hiersom, is wanneer hy praat van Juda, Sion, berg van Sion, Jerusalem, stad Jerusalem, dogter van Sion, Ariel, dan praat hy van Juda. As hy praat van Efraim of van Josef, dan praat hy van die 10 stammeryk wat gelei word deur die Efraim stam. Maar Efraim staan sommer vir die 10 ook. Verstaan? En hulle hoofstad was Samaria. So as hy praat van Samaria, dan verwys hy na Efraim, die 10 stammeryk, en hy verwys dan na hulle leier, want hulle is maar almal onder Efraim. En Efraim is die seentjie van Josef, wat dan hierdie seën ontvang dat hy baie nasies sal word. 'n nasie het 'n bepaalde taal, kultuur, geskiedenis, volksidentiteit, geloof. Right, die Joodse lot, hierdie Jode volk, okay, hulle het nie kinders gebaar nie. Die Bybel sê, ek het dit nou die dag lees mense draak in Jesaja, dat die vrou sê, maar ek het nooit kinders gebaar nie. En die rede daarvoor is hierdie Joodse, is die Baste Edomiet, het nie volkerig geword nie, sy het nie kinders gebaar nie, sy het nie volkerig gebaar nie. Die Joodse volk is nog steeds die klomp Jode, die Fariseërs en die Sadduseërs, hulle het maar net hulle getalle vergroot deur middel van verbastering, maar hulle bly klein, is maar 9 miljoen in die wêreld, nee, 15 miljoen in die wêreld, is nie baie nie. Is nie Israel nie, Israel word soos die sand van die see, dan hulle word nasies, en konings kom uit hulle voort, royal houses. So die Jode is nie Israel nie, reg.
En as 'n ou nou hierdie dinge verstaan, wel, dan gaan jy jou Bybel lees, daar in Jesaja gaan jy baie meer verstaan. So, iets wat ons moet verstaan is, God het Juda uitverkies bokant Efraim. So hy sê, en hy het die tent van Josef verwerp, skies op Psalm 78, en hy het die tent van Josef verwerp, en die stam van Efraim het hy nie uitverkies nie. So Josef is Efraim. Efraim het eerstgeboortereg gekry, via Josef, maar Juda het koningsreg gekry. Levi het die priesterreg gekry, en het alles te doen met Reuben se oortreding, want hy die bed van sy vader beklim. Toe vat God dit weg by hom, en hy verdeel dit onder 3 seuns. Jy lees dit baie mooi in die boek van Opregte, wat ook uit jou Bybel uitgehaal, is sodat jy nie weet wat aangaan nie. Reg, dan sê hy, maar die stam van Juda verkies die berg Sion wat hy lief het. So die stam van Juda is die berg Sion. Daar's mense wat nie hierdie begrip kan verstaan nie. En my antwoord op dit is as God jou dit nie laat verstaan nie, is omdat dit nie vir jou gegee is nie. Hy gaan jou in 'n leuen hou en 'n dwaal hou, sodat hy jou kan verwoes. Dis 'n hartseer saak. Maar goed, ons bly praat. Miskien is daar nog iemand wat kan wake up. Reg. So hy sê vir jou, die stam van Juda uitverkies, die berg Sion wat hy lief het. Ek het selfs mense op my YouTube kanaal, wat vir my sê, hoe is dit moontlik dat God in een versie nou 2 dinge sê, en dan is dit presies dieselfde ding. En ek dink na myself, en die persoon sê, hy's 'n geleerde, hy weet van die Bybel, hy verstaan meer as die normale ou, maar dit het hy nog nooit raak gelees nie. So luister mooi, kom ek gaan dit gou vir jou weer vir jou wys. Psalm 78 vers 67, 68, 69. Hy het die tent van Josef verwerp, die stam van Efraim het hy nie verkies nie. So die tent van Josef is die stam van Efraim. Daar sê hy dit vir jou in 1 vers, sê hy vir jou 'n ding 2 maal. Op verskillende wyses, sodat jy die simbool by die betekenis kan bring. Maar die stam van Juda uitverkies, die berg Sion wat hy lief het. So die stam van Juda is die berg Sion. Berg is 'n koninkryk volgens Openbaring 17, Sion is Juda. So hy sê, maar die stam van Juda uitverkies, die koninkryk van Juda wat hy lief het. In 1 vers sê hy ding 2 maal, op verskillende wyse, sodat jy simbool en 'n betekenis by mekaar kan uitbring. En as jy dit nie kan doen nie, dan is dit omdat God jou blind en doof gemaak het. Val op jou knieë en smeek hom vir lig. En hy het sy heiligdom soos hemelhoogtes gebou, soos die aarde wat hy vir ewige grondves het. Wie is hierdie heiligdom? Juda, berg Sion is die heiligdom. So as die Bybel praat van die tempel of die gruwel sal sit in die heiligdom, dan praat dit niks te doen met 'n derde tempel nie. Dit het te doen met die Juda volk. En dit is nie die Jode nie. Die Jode is nie Juda nie. Die Jood is die Jood, hy is die Baster Edomite. Hulle haat Jesus vandag nog, is nie Juda nie, is die slegte vye, Jeremia 24. Het nie nou tyd om daaroor te praat nie. Jesaja 66 vers 7 en 8, hier gee hy vir jou weer, hy sê vir jou, Sion het 'n seentjie, en daai seentjie is 'n nasie. Niks te doen met 'n plek nie. Daar waar daai Sion nasie by mekaar kom, daar is Sion. As hulle vandag in Madagaskar gaan bly, dan word Madagaskar by God Sion. Dit word Jerusalem. Dis so eenvoudig soos dit. Right, Psalm 69 vers 35, want God sal Sion verlos en die stede van Juda bou. So wie Sion is Juda. God sal Juda verlos en die stede van Juda bou. En daar sal hulle woon en dit besit. Waar is die stede van Juda? Wel, daar waar Juda by mekaar kom. Daar waar Sion by mekaar kom, daar is die stede van Juda. En hy sal dit herbou, want hy sê op 'n ander plekke gaan dit totaal vernietig. Daar sal nie mense wees nie. Hy sê, maar moenie bekommer nie, ek sal dit herstel. Hy praat nie van die Joodse staat nie. Psalm 114. Toe Israel uit Egipte getrek het, die huis van Jakob uit 'n volk met 'n vreemde taal, so Israel is ook die huis van Jakob, ons lees dit. Volgende versie, het Juda sy heiligdom geword, Israel sy ryksgebied. So Juda is die heiligdom, maar Israel is die koninkryk. Reg, God se woning is Juda, sy heiligdom is Juda. Juda is die ark, die veilige plek, die enigste volk wat herstel sal word is
Juda. Israel moet vergader word by Juda om gered te kan word. Reg, daai versameling wat moet plaasvind, niks te doen met die Joodse staat nie. Niks te doen nie. Begin die Bybel lees op 'n ander manier, want daar is nog al die jare vir jou gelieg deur jou Baalpriester. Psalm 48 vers 11, laat die berg Sion bly wees, laat die dogters van Juda juig oor u oordeele. Presies dieselfde, laat die berg Sion bly wees, praat hy van 'n plek met klippe. Praat hy van dit? Nee, hy praat van 'n volk. Hoe sal God nou vir 'n dooie ding sê hy moet bly wees? Nee, hy praat van 'n volk. Hy sê die berg Sion is die dogters van Juda. Reg, die nageslag van Juda. Gaan rondom Sion, trek daaromheen, tel sy torings. Torings is 'n plek van mag en krag. Is 'n sterk nasie, is 'n vesting. Let op sy skanse, wandel deur sy paleise. Kom noem hy, sê hy hulle paleise. Kom sê nie hulle het huise nie. Paleise, want hulle is die koningsgeslag. Uit hulle kom die konings voor. Die leierskap van Israel is veronderstel om hier op die einde voor te kom uit Juda, want Efraim het hy verwerp as 'n vesting. So die eersgeborene reg sal terugkeer na Juda. So nou sê hy, kyk na Sion, ek gaan Sion versterk, hulle gaan torings hê en skanse en paleise, vertel dit aan die volgende geslag. Psalm 51, doen goed aan Sion na u welbehae, bou die mure van Jerusalem op. Hier sê hy vir jou, Sion is Jerusalem. Presies dieselfde volk, daar waar hulle by mekaar kom, daar is Jerusalem. Reg, niks te doen met die Jode nie. Jesaja 10, maar as Jahwe al sy werk voltooi het op die berg Sion en in Jerusalem, dan sal ek besoeking doen oor die vrug van die grootsheid van die hart van Assirië se koning en oor die gepraal van sy hoë oë. Ek gaan nie alles verduidelik nie. Hy sê, hy gaan sy werk voltooi op die berg Sion en in Jerusalem. Dis dieselfde groep mense. Daar moet werk voltooi word in Juda, sodat daar oorgegaan kan word tot die verwoesting van die aarde, die derde wêreldoorlog en die versameling van Israel uit die blanke westerse nasies. Want Israel is die blanke westerse nasies, is nie die Jode nie. Jesaja 10, laaste ene. Nog vandag staan hy in Nop, hy swaai sy hand teen die berg van die dogter van Sion, teen die heuwel van Jerusalem. So hier sê hy, die berg van die dogter van Sion. Kyk hoe speel hy met die simboliek. Nou, as jy nou 'n sot is, en jy's belieg deur jou kerk, dan verstaan jy nie wat jy lees nie. Berg is 'n koninkryk, dogter is 'n nageslag, dis Juda, so kom ons lees hom. Hy swaai sy hand teen die koninkryk, nageslag van Juda, en teen die heuwel is 'n klein volkie, klein koninkryk, teen die klein koninkrykie van Jerusalem, van Juda. Een vers, sê hy ding 2 keer. Leer die simboliek verstaan. Ek het so baie leringe hieroor gemaak vir my mense, wat bereid was om saam met my die pad te stap. Reg. Nou kom ons terug. Nou gaan ons terugkom na die tekens, want nou kan ons makliker voortbeweeg. Ons het die grondslag gelê, laat ons begin. Onthou ek moet die tyd dophou. Reg. So in Jesaja 7 word daar 'n teken gegee. En hierdie teken is baie belangrik, want dit het alles te doen met die eindtye. Nou as jy verstaan, en hier is nou die kroeks van die saak, dat Juda is die boerevolk. Juda is die goeie vye, boerevolk, hier in Suider-Afrika. Dan gaan jy nou begin verstaan wat ek vir jou vandag leer. Maar as jy daai deel nie verstaan nie, gaan jou Bybel ewe skielik baie teenstrydig vir jou raak. Reg, so, hy sê, daar is 'n krisis wat kom vir Juda, en hy gebruik die gebeure wat in die tyd van Agas was, om vir jou dit te verduidelik, sodat hy vir jou die eerste teken kan gee. Hy sê, dat in die tyd van Agas, het Resen, die koning van Aram, met Pekah, die seun van Remalia, die koning van Israel, opgetrek na Jerusalem, om daarteen oorlog te voer, maar hy kon nie daarteen veg nie. So, daar is hierdie alliansie wat gevorm word, tussen die Arameërs en Efraim,
Reg? Want onthou Israel het gesteer en so die 10 stamme gaan saam met Aram om oorlog te voer teen Jerusalem. En dit was in die tyd van Agas. En die plan wat hulle gehad het, is laat ons optrek teen Juda en dit skrik aanjaag en dit vir ons verower en die seun van Tabeel daaroor koning maak. Nou dit wat nou daar gebeur het, gaan nou weer gebeur. Ons sien dit klaar in vervulling kom. Tabeel beteken Babel is koning, Babel is koning. So daar's 'n plan op die aarde om op te trek teen die boerevolk in hierdie tyd en hulle skrik aan te jaag en die beast-system oor hulle in te implementeer. Dis wat daar staan. Reg. So aan die hand van iets wat baie jare terug gebeur het, 2700 jaar, 2800 jaar gelede, sê God vir jou, kyk, ek het daai tyd het iets gebeur, en dis 'n profesie ook vir julle, want die teken gaan oor hierdie tyd, reg. Dan sê hy, luister mooi, Agas moenie bekommerd wees nie, hierdie 2 nasies wat teen jou optrek, ek gaan hulle totaal verwoes, reg. Maar om vir jou 'n sekerheid te gee, jy kan my vat op my woord, gaan ek vir jou 'n teken gee. En die teken is dit. Daarom sal Jahwe self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Nou luister mense, 'n vrou wat swanger word en babas het, en seentjies het, is nie 'n teken nie. As 'n vrou 'n man het, is sy swanger. Wel, dit was al die jare so. Goed. So, daar's kinders 7, gesinne was 7 en 10 en 12 en 16 kinders. Niemand het gedink, dit snaaks nie, dit was normaal. So, as jou man sy onderbroek ophang agter die deur, dan die kans dat jy gaan swanger raak, in die goeie ou dae, was min of meer 100%. Al wanneer jy nie swanger is nie, kan swanger raak nie, is wanneer jy klaar swanger is. That's the way the cookie crumbles. So die teken is nie dat 'n vrou sal swanger raak en dit is een of ander koning se vrou of dis Jesaja se vrou. Dit is nie so nie. Dis 'n Japie van sy lering of leuns, Japie van sy leuns wat saam met 'n paar ander sotte aan jou verduidelik word. Die teken is dat 'n maagd sal swanger raak. So dis nie moontlik dat 'n maagd swanger raak nie. Hoe sal 'n maagd dan nou swanger raak? Die maagdevlies is dan nou nie gebreek nie. Hoe raak 'n maagd swanger? Reg. En dit is die teken. En dan gaan hy verder. Hy sê, en sy sal 'n seentjie baar en hom Immanuel noem. Die maagd raak nie net swanger nie, sy baar ook as 'n maagd. En dit is die groot wonderwerk, want dis nie moontlik nie. Reg. Ek praat nou nie met vandag se gemors waarmee hulle besig is met kunsmatige inseminasie nie. Reg. Ons praat van in die tyd van die skrifte, die heilige skrifte. Ons praat nie van die laaste 30 jaar toe die Satan die aarde oorgeneem het en met sy gemors begin het nie. Ons praat van in die tyd van hierdie Jesaja, sê hy vir hulle, hierdie is 'n baie belangrike teken, maak oop julle ore. Reg. En ons weet hierdie seentjie wat gebore word Immanuel genoem, naamlik God met ons. En ons weet Matteus, Markus, Lukas en Johannes verwys elke keer na hierdie besondere geboorte van die Jesuskind. So ons het 4 getuies. Enige iemand wat praat teen daardie 4 getuies is 'n leenaar en 'n bedrieër. Hy het die gees van die anti-kris aan hom. En as jy na hom luister, dan is jy besig om jouself onder dieselfde vloek te plaas, wat daardie ou homself onder plaas. Oppas na wie jy luister. Reg. So, daar word 'n seentjie gebore, en ek het nou vir julle gelees, Jesus Christus is die seentjie, en hy is die nuwe verbond. Hy word gebore uit 'n maagd, en hulle het hom genoem, God met ons. Dit staan net so in die Nuwe Testament, word dit net so aangehaal. Ek het al hierdie leringe gedoen, oor wat daar werklik staan, en wat daar moes gestaan het. Ek het hierdie ding van ou Japie van Sail al deurgetrap. Ek wil nie weer daarby stil staan nie, want ons mors tyd. As jy dit nou nog nie verstaan nie, dan kan ek jou nie help nie. Dan is jy geoogmerk vir verwoesting. Sorry broer, raai. Sorry suster. Reg, dan gaan hy aan. Hy sê, luister mooi, dikmelk en heuning sal hy eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is.
En dan word die redenasie gemaak, ja, Jesus moes ook nou kies tussen goed en kwaad en reg en verkeerd, en hy het ook nou nie geweet nie, hy moes ook maar leer. Tok. Reg, hierdie het te doen met almal wat binne die nuwe verbond staan. Dis die seentjie. Die seentjie wat hiervan praat, het niks te doen met die vorige seentjie wat uit die maagd gebore word nie. Dis nie dieselfde seentjie nie. Die seentjie wat uit die maagd gebore word, is die heilige van Israel. Hy is Jahwe in die vlees. Reg. So. Die seentjie wat moet leer wat reg en verkeerd is, daai seentjie is die wat binne in die nuwe verbond staan. Reg. Dan gaan hy verder, dan sê hy, want voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land vir wie se 2 konings jy bang is verlate wees. Ons gaan nou terugkom daarna toe. Maar om vir julle net te wys, dat hierdie seentjie het niks te doen met Jesus nie, maar het te doen met die nuwe verbond seentjie. Dit wil sê, ek kom in die nuwe verbond en ek doop, ek bekeer my, ek verstaan Jesus Christus is my gesalfde, my saligmaker en my verlosser, dan is ek hierdie seentjie. Ek is hierdie seentjie binne die nuwe verbond. Dan gaan hy aan, dan sê hy hierso, hy sê, en in die dag sal 'n man 'n jong koei en 'n paar skape in die lewe hou, en weens die oorvloed van melk wat hulle gee, sal hy dikmelk kaas eet, want dikmelk en heuning sal almal eet wat in die land oorgebly het. Nou moet jy mooi verstaan, hy gee vir jou 'n teken, en hy sit 'n tydperk daarin vas. Hy sê, voordat die seentjie weet om te verwerp wat goed is en kwaad is, hy moet, nou, weet jy wat sy ouderdom is dit? Dis so 3 jaar. So voordat hierdie seentjie 3 jaar oud is, sal hierdie 2 plekke, Efraim en Aram, daai 2 plekke, daai 2 volkere, sal totaal verwoes wees. Die land sal verlate wees. In daai 3 jaar tydperk gaan dit gebeur. En daar is so groot krisis wat saam met hierdie 3 jaar tydperk aangaan. En ons sal dit nou lees, want dit het te doen met die ander tekens, dat die wat in die land oorgebly het, sal dikmelk en heuning eet. Net die wat oorgebly het. So baie gaan sterf. Dan praat hy sê niemand gaan daar, die verlatenheid is groot oor die land. Daar gaan nie stede wees nie, daar gaan nie huise wees nie. Dis 'n handjievol wat oorbly in die land. En vir hulle is daar seëninge. Vir hulle is daar redding. Vir hulle is daar hierdie dikmelk en heuning. Want hulle is binne in hierdie nuwe verbond. En die 3 jaar het niks te doen met die tyd van Agas nie. Dit het te doen met 2026, 2027 en 2028. Dit het te doen met die laaste 3 jaar voordat ons oorgaan na 'n nuwe aarde, 'n veranderende aarde. En nee, dit het nie te doen met die wederkoms nie. Daar is nie nou 'n wederkoms nie. En nee, daar is nie 'n wegraping nie. So, ons gaan almal deur hierdie chaos gaan. Ek is jammer vir jou. Jou predikant het vir jou gelieg. En baie binnekort gaan jy so woedend wees vir hom, dat daai man sy lewe nie gaan seker wees nie. Jy gaan vir hom kwaad wees, want hy het jou nie gewaarsku nie. Die Bybel sê in hierdie tyd sal julle oë oop gaan, en julle sal weet wie is julle herders. Julle gaan sien, daai ou het gelieg, maar daai ou het altyd die waarheid gepraat. En nou kan ons sien, want daar's nie kos in my kas nie, daar's nie petrol nie, daar's nie chaos in die land, daar's nie krag nie, die lyke lê op die straat en niemand begrawe nie. So wie het die waarheid gepraat? My Baalpriester of Deborah op TikTok? Wie was dit? Ons gaan almal weet. Niemand, die Bybel sê, dit sê weer meer vir julle bedig wees nie, verberg wees nie, skies tog, hy gee my unable, wat dit, stay connection, skies tog. Gee kans, daar's 'n delay. Dit vat hom so rukkie, dan tel hy weer op. Julle moet maar vergewe. Partymal gooi hy my heeltemal uit. Hy doen dit, want my fone word afgeluister. So, hulle is konstant besig om inligting te trek. So, die foon hardloop hier, plus daar aan die ander kant by die station, waar hulle al hierdie inligting aftrek. So ja, daar is 'n baie goeie agenda teen my, wat ons baie binnekort sal lees in die koerant van. Reg. Maar ook dit is 'n profesie.
wat God gegee het, wat in vervulling sal gaan. Reg, so kom ons kom nou terug, want hier is 'n baie belangrike ding wat hy vir jou sê. Hy sê, ek gee 'n teken. Hy sê, daai twee lande, daai volkery gaan totaal verwoes word. Die teken wat ek vir jou gee is die nuwe verbond. Ek bring vir jou, daar sal 'n nuwe verbond wees. Jesus Christus word gestuur, hy stel 'n nuwe verbond in. Maar die vervulling van hierdie verbond, dit wil sê, die finale inwerkingstelling van hierdie verbond, is in hierdie laaste 3 jaar, wat God op sy gesit het. Sodat in hierdie laaste 3 jaar, die wat oorbly in die land in hierdie laaste 3 jaar, wat binne die nuwe verbond staan, hulle het Jesus aanvaar as hulle saligmaker en verlosser. Hulle stap die werke van die wet. Hulle verstaan, hulle naaste liefde is vir hulle volksgenoot, hulle rasgenoot. Hulle verstaan nie kom swaar tye, ons moet na mekaar kyk. Daai mense, hulle is hierdie seentjie. Maar nou doen hy 'n baie interessante ding. Hy sê, en wanneer hy praat van, dan sê hy, luister, hier kom 'n groot krisis vir julle, Juda. Groot krisis. Hy sê die koning van Aser gaan inkom. Hy sê, maar Jahwe sal oor jou en jou volk in die huis van jou vader daar laat kom, soos daar nie gekom het van die dag dat Efraim van Juda afgeval het nie, die koning van Aser. Nou, op 'n stadium, sal ons lees, Asirië het opgetrek, en toe het God 185.000 van hulle doodgeslaan in een nag, toe draai hulle om, toe gaan hulle huis toe. Maar, so, waarvan praat hy? Want hy sê, en in die dag sal Jahwe vir die vlee fluit, wat aan die einde van die strome van Egipte is, en die bye wat in die land Aser is. Wat het Egipte en Aser? En hulle sal kom en almal gaan sit in die dale van die steil hoogtes, in die skeure van die rotse. Rotse is blyplekke, is dorpies. Doringbosse is doringbosse is dorpies, kan ook nasies wees. En op die drinkplekke is daar waar die vrugbaarheid is, daar waar water is. En in die dag sal Jahwe met die skeermes wat ander kan die Efraat gehuur is, met die koning van Aser afskeer die koning en die hare van die voete, en dit sal ook die baard wegneem. So, nou sê hy sê, Aser gaan julle oorstroom. Nou, wanneer het dit gebeur? Dit het nooit gebeur nie. Ons weet Asirië het opgetrek, ons lees dit in Jesaja 37, baie duidelik, is in die tyd van Hiskia, en toe hy gaan bid daaroor, en toe het God 185.000 doodgeslaan, toe draai hulle net daarom in hulle spore, toe gaan hulle huis toe. Reg? Word baie duidelik, deur verskeie bronne bevestig, selfs buite Bybelse bronne. So waarvan praat hy? En dis nou waar die volgende belangrike simboliek inkom. Aser het te doen met hierdie Satans nageslag, dis die slang se nageslag, noem hy Aser, wat sal inkom en probeer om die boerevolk totaal te verwoes deur middel van getalle, verbastering, en as hulle dit nie reg kry nie, wel dan is die volgende manier om hulle kele almal af te sny. So is in Suid-Afrika die hekke oopgegooi, en daar's lankal nie meer heininge nie, en ons sien hoe hulle ingestroom, hulle is maklik 80 miljoen sterk vandag, en hoeveel van hulle is nie blank, Afrikane, wel, niemand weet nie. Baie jare terug het hulle nog getel, dat ek vir sê die regering het lankal opgehou met tel, dis nie, hy registreer eenvoudig voor die voet, almal wat kom staan in 'n ry vir 'n ID, hy onderskei nie. Ons weet, daar is groot krisis in die land, ons sien, die oorlogswolk is besig om saam te pak oor Suider-Afrika, ons sien hoe hierdie nasies wat opgetrek het om van die boerevolk ontslae te raak. Die globaliste het die grense laat oopgooi. Die ANC werk nog al die jare vir hulle Joodse meesters, was om van die volk in Suider-Afrika ontslae te raak. Reg. En dit is wanneer hy sê, wanneer Aser sal inkom, hy sal die vlee fluit, en dan sal hulle kom, en hulle land oorstroom, oral is daar plakkerskamp. Reg? En die dorpies is omring deur swart woongebied. Hy het genoem. Hy sê, en daar kom 'n verskriklike ding hier. Hier kom 'n groot slagting wat plaasvind. Want nie net gaan God van Aser ontslaa raak deur 'n groot slagting nie, hy gaan sommer hier onder die boerevolk slag, want daar's 'n bietjie wat gaan oorbly in die land. En vir hulle sal daar dik melk en heuning wees. En ek wil dit net bevestig, wag, ek gaan dit gou vir jou lees. Ekskuus tog, ek gaan net my ander foon daarvoor gebruik. Ek sien is weer 'n vreeslike lag op die stelsel. Hy is vir my nou 'n bietjie beter, daar's hoop vir ons.
Goed, kom ons lees gou Openbaring 12, wat ons het net kan lees. Laaste verse, en die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier. So wie is dit? Aser. En van watter vrou praat hy? Hy sê, dis die vrou wat die seentjie gebaar het. Hy sê dit, en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Niks te doen met Jesus Christus nie. Niks daarmee te doen nie. Die vrou wat die seentjie baar is Sion. Sy baar die seentjie. Daar's 3 vroue in Openbaring 12, maar ek het al oor hierdie dinge gepraat. Reg. En vir hierdie vrou is daar 'n plan om haar te laat wegvoer deur die nasie. So uit die rivier agter haar aan uitgegooi. Wat is 'n rivier? Dis ook nasies. So 'n lekker groot sterk stroom. En dan sê hy dat die aarde die vrou sal te hulp kom. Die aarde daar sal nie 'n wegraping wees nie die engele nie, God kom nie uit die hemel uit nie, Jesus kom nie af nie, nee, die aarde sal haar te hulp kom. Maar ons gaan nou aan. So hier het ons 'n baie duidelike verwysing. So hy sê vir jou, luister mooi, om hierdie herstel te hê, om hierdie krisis te oorleef, Juda, hier op die einde van tye, moet die nuwe verbond ingestel wees. Anders sal julle dit nie oorleef nie. Anders sal die aarde totaal verwoes word en julle daarmee saam. Hy sê dit vir julle mooi. En ek gaan dit weer vir julle wys in 'n volgende hoofstuk. Reg. So nou gaan ons oor na Jesaja 8 toe. Verder het Jahwe aan my gesê, neem vir jou 'n groot tafel en skryf daarop met 'n mensegriffel, net nou is daar buit gou is daar roof. En ek wil vir my vertroubare getuies neem, Uria die priester en Sagaria die seun van Beregja. En ek het na die profetes, luister mooi, want is baie belangrik. Dis nie Jesaja wat baar nie, dis die profetes wat baar. Reg, van hierdie profetes, eerste woord, ek het na die profetes gekom en sy het swanger geword en 'n seun gebaar. En Jahwe het vir my gesê, noem hom, net nou is daar buit, gou is daar roof. Nou luister mooi, en dis nie 'n moeilike begrip nie, dis iets wat jy moet verstaan, reg? Op einde van tye, sê hy sê in die laaste dae sal ek my gees uitstort, en my diensknegte, my diensmaagde gaan profeteer, en ou mense gaan gesigte sien, man, ek gaan vir julle die visies gee, en die inligting gee, sodat julle kan verstaan, en dat julle kan waarsku, julle moet die wagters wees op die muur, blaas die basuin, waarvan ek een is. Daar's baie ander ook. So hierdie profeties stel hierdie geboorte voor, waar die Heilige Gees uitstort, sodat hulle kan praat. En wat praat hulle? Praat hulle vrede. Sê hulle vir jou, maar moenie bekommerd wees nie, môre gaan lyk soos vandag. Volgende maand gaan jy nog steeds jou werk hê, en jou kar en jou huis. Moenie bekommerd wees nie, daar's vrede vir julle op pad. Nee. Die profesie wat vir jou gegee word is, net nou is daar buit en gou is daar roof. Ek sê dit, Gustav Miller sê dit, Wynand de Tooy sê dit, oorsee se profete sê dit vir julle. Hier's 'n klomp aan die land wat dit verkondig. Die valse sê vir jou, moenie bekommerd wees nie, daar's vrede. Moenie worry nie, daar gaan niks gebeur nie, man. Ja, daar's. Dis nie wat die skrif sê nie. Want onthou, hierdie seentjie waarvan hy hier praat, hy praat weer eens van 'n seentjie, het alles te doen met die nuwe verbond. Die belofte van 'n nuwe verbond sal ook wees dat daar die Heilige Gees uitgestort word op die einde van dae, op die laaste dae, sodat julle gewaarsku sal word. Nou sê hy, want voordat die seentjie kan roep vader of moeder, sal hulle die rykdom van Damaskus en die buit van Samaria voor die koning van Aser bring. Wie is die koning van Aser? Satan. Dis dieselfde Aser wat sy nasies bymekaar bring en die rivier agter die volk aangooi. Dis dieselfde. Ek praat elke keer van dieselfde groep. Reg, ons praat van die Nephilim nageslagte. So, nou, voordat die seentjie vader of moeder kan uitroep, is dit 3 jaar tydperk. So, dis dieselfde 3 jaar tydperk as in die vorige Jesaja 7. Ek hoop julle begin dit staan. Nou, wie is Damaskus? Wel, Damaskus se daar waar Sirië is. Reg? Maar,
Dis nog nie verwoes nie. Dis nog steeds daar. Ja, daar was al oorloë daardeur, maar hy staan steeds. Waar is Samaria? Wel, Samaria was die hoofstad van Efraim, en Efraim is die 10 stamme ryk, en hulle vesting, hulle topstruktuur, hulle leier, is Brittanje. Reg. So hy sê, Europa en Brittanje, wat bestaan uit Kanada, Australië, VSA, Nieu-Seeland, daai lande gaan totaal verwoes word. Die rykdom sal voor Satan gebring word. En dit is presies wat gaan gebeur. Ons noem dit die 3de wêreldoorlog, wat vir jou baie mooi beskryf word in Openbaring 6, as jy al geluister het wat ek sê. So hy sê vir jou, en is dieselfde wat hy hier gesê het in Jesaja 7, hy sê vir jou, sal die land vir wie die 2 konings jy bang is sal verlate wees. Ons gaan sien 'n groot verlatenheid sal kom oor die wêreld met hierdie 3de wêreldoorlog, en dit is nie nog 10 jaar weg nie. Dit is in die volgende aantal maande, en klaar begin eskaleer. Die ding het klaar begin eskaleer. Dis maar net 'n wiel wat stadig draai, maar op 'n stadium tel hy spoed op, en gaan niemand hom meer keer nie. Dan is dit te laat om jou handjies in die lug in te gooi, en dan te roep vir hulp, en God gee ons krag, en ons het nie geweet dit gaan gebeur nie. Ons is duidelik ingelig, dis baie duidelik waarheen ons op pad. Reg. So, hy praat van 'n verwoesting van Damaskus, en die rede kom Damaskus verwoes gaan word, het alles te doen met die Joodse staat wat uitbrei, besig is om grond te steel in Libanon, en Damaskus wil hulle sal vat tot bowe die Efraat, en hulle gaan vat tot onder by die Nyl. En nee, dit is nie God se wil nie. Dit is hulle eie planne, om die Greater Israel projek daar te stel, want volgens hulle talmoediese profeseë kan hulle Messias, want ons het hulle verwerp, daai Messias wat het hom verwerp, hulle Messias kan net kom as hulle die Greater Israel het, hierdie massiewe stuk aarde gevat het, en al die Jode in die wêreld nou daar ingepak het, wel dan kan hulle Messias kom. En hulle beplanning is dat hy moet, volgens hulle eie Joodse rabbies, moet dit hier in 2027 Oktober maand, verwag hulle hom. Nou ja, nou daar is definitief iets op pad, maar is definitief nie hulle Messia nie, en dis die lam met sy toren is op pad, en hy sal die aarde verwoes, en dit is wat op pad is die verwoesting van die aarde. Maar goed, sal dit nou lees. Reg, so hy sê, luister mooi, daar sê hierdie profetiese ouens wat vir julle praat of julle sê, word wakker, nou is daar by, gou is daar roof, hier kom 'n slagting in die land, jy gaan alles verloor, jy gaan niks oorbehou nie, die skrif verduidelik het vir jou, Juda, jy gaan vlug vir jou lewe, maak oop jou oop, word. Net nou is daar by, gou is daar roof, weer 'n 3 jaar tydperk, dieselfde 3 jaar tydperk, reg. Dan gaan hy verder, dan sê die koning in al sy heerlikheid, hy noem hulle die waters van die Efraat, sê symboliek, en hy sal bo al sy beddings styg en gaan oor al sy walle. Ja, dat is weer 'n vreeslike lyn. In elk geval, hierdie lering het ek gemaak, hy is op WhatsApp, so as jy hier te veel sukkel, ek weet nie hoe gaan die klank deurkom nie, dan sal jy hom ook kan hoor op WhatsApp, vra my net vir my aan op WhatsApp. Reg, so, hy sê, Aser gaan opkom, hy gaan oor sy bedding styg, dis die rivier, want hy die rivier daar in Openbaring 12, en hy sal in Juda, nie Israel nie, Juda, nie Efraim nie Samaria nie, in Juda indring, instroom en oorloop tot die nek toe. Sal hy kom en die uitbreiding van sy vlerke sal u land in sy breedte vul, o Immanuel. Nou sê mense sê, ja, die land van God is Israel. Nee, dit is nie. Juda het hy uitverkies bo Efraim, en Juda het sy heiligdom geword. So Immanuel, Jesus Christus se heiligdom is Juda, is die boerevolk. Alles te doen met 16 Desember 1838. En Juda is oorstroom deur die nasies. In so 'n mate, dat die ander lot wat hier bly, is baie ongelukkig oor die ander wat ingestroom het hiernatoe, en nou is daar nie meer genoeg bronne en werk en hospitale en skole, en
Man, dit raak nou 'n redelike storie. Nou as die feit dat die CIA en MI6 baie besig is met opsweping en opleiding van die impies, sodat hulle 'n regime change kan uitvoer in Suid-Afrika, soos wat daar geprofeteer is, al by herhaling. Hierdie ding wat nou gebeur is nie 'n ongeluk nie, dis nie toevallig nie, dit is met opset baie duidelik beplan deur derde magbedrywighede. Net kans, ons kyk of hy net weer optel. Reg, dan begin hy sê, dan begin hy 'n baie belangrike ding sê, en hierdie wil ek vir julle oorhaal, ons gaan, wat ek het sien, ons het nog so tydjie. Hy sê, julle moet verstaan. Hy sê, maak geraas oor volke en stort in mekaar, en luister alle ver plekke van die aarde, gord julle en stort in mekaar. Gord julle en stort in mekaar. So hy sê, wanneer hierdie instroming, hierdie krisis vir Juda begin plaasvind, hierdie uhuru vir Juda begin plaasvind, Suider-Afrika, dan sal ons 'n ineenstorting sien van volkere reg oor die wêreld, ekonomiese ineenstorting, derde wêreldoorlog, oral kom dit, ons noem dit die groot verdrukking, reg. Dan gaan hy aan, dan sê hy, by vers 13, die Here van die leerskare, so Jahwe van die leerskare, hom moet julle heilig, en laat hy julle vrees, en hy julle verskrikking wees. Is interessant. Hy sê nie, Jahwe van die leerskare, ek moet julle moet my heilig, en julle moet, en julle moet my vrees, en ek moet julle verskrikking wees nie. Hy praat in eerste persoon nie, praat in derde persoon. En hier het ons weer het pragtige teken van die twee Jahwes in die Ou Testament. Ek het daaroor 'n lering gemaak, maar ek het hom nog net nie vir julle gemaak nie, maar hy is daar op WhatsApp. Waar ek vir jou wys van die twee Jahwes. Reg, die Jahwe in die hemel en die Jahwe op aarde, wat ons nou noem ook, wat bekend staan as die engel van die Here, of wat bekend staan as die boodskapper van Jahwe, wat eintlik Jahwe in die vlees is reeds in die Ou Testament. Reg. So, hy sê, nou wie is die Here van die leerskare? Dit is die uitvoerende gesag van God. Dit is die een wat sal kom met sy armies, met die engele armies, om dinge te kom doen, die op aarde. En wie is dit? Dit is die woord van Jahwe. Dit is die woord van God. Dit staan daar in Openbaring 19. Reg. Hy is die Here van die leerskare. Oral waar jy lees van die Here van die leerskare, het ons te doen met die owerste oor die leer van Jahwe, wat Jahwe self is, maar wat ons herken in mensvorm, daar in die Nuwe Testament, as Jesus Christus, bekend as die engel van die Here. En ek gaan dit vir jou bewys. Kom, ek help jou graag. Luister mooi, Sagaria 3 vers 5. Daarom sê, laat 'n reintulband op sy hoof sit, en hulle die reintulband op sy hoof gesit, en hom die klere aantrek, terwyl die engel van die Here daar staan. Ekskuus tog, hy sê unstable connection, ek gaan dit weer lees. Sagaria 3 vers 5, daarop sê ek, laat hulle 'n reintulband op sy hoof sit, en hulle het die reintulband op sy hoof gesit, en hom die klere aangetrek, terwyl die engel van die Here daarby staan. En die engel van die Here het Josua plegtig verseker en gesê, so sê Jahwe van die leerskare, as jy in my weë wandel, en as jy my verordeninge onderhou, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoewe bewaak, en ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan. Die engel van Jahwe is dieselfde as die Here van die leerskare, as Jahwe van die leerskare. En ons leer hom ken, kom ek sit nog enetjie by, kom net vir die ongelowige Thomasse, die verdwaaldes. Ek gaan dit vir julle gee. Reg, Josua 5. Josua is daar in die land, Jerigo lê so voor hulle moet nou dingetjies begin regkry, want ek meen, die volgende oorlog moet begin. En terwyl Josua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk, daar staan 'n man teenoor hom. Nie 'n spook nie, nie 'n gees nie, nie 'n ou wat deurskynend is nie, 'n man.
met 'n ontblote swaard in sy hand, en Josua het na hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? Menende, voor ek nou jou kop afkap, laat ons net seker maak, aan wie se kant is jy? Want jy lyk soos die mense van die omgewing, jy dieselfde kleredrag aan. So, ek meen, jy dra ook 'n swaard, jy dra nie 'n vuurwapen of 'n AK-47 nie. So, van waar af kom jy, het ons net seker maak. Gee 'n bietjie kans. Hy wil nou net dat ek nou net eers 'n puzzeltjie gaan neersit, want as ek die puzzeltjie nie neersit nie, dan stop hy die live. Byt 'n bietjie vas. Reg. Kom ons begin weer. So, Josua gaan na die man toe, wat lyk soos al die ander mense, hy dieselfde klere dra aan met die swaard. En wat sê hierdie persoon vir hom? Wat sê hierdie man? Vlees en bloed, so jy kan hom vat. En hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van Jahwe. Die owerste oor die leers. Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here, wat wil Jahwe aan sy diensknegt sê? Aan my sê. Toe sê die leerowerste van Jahwe vir Josua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilig. En Josua het so gedoen. So wie is dit nou? Wie is hierdie leerowerste? Wie is die Here van die leerskare? Dis Jesus Christus. Daar is hy in die Ou Testament. Reg. Te pragtig, te mooi. Ek raak opgewonde as ek hierdie goed sien. So, hy sê, die Here van die leerskare, hierdie leerowerste, daai Jesus Christus wat sal kom met sy engele leers, daai Jesus, hy moet julle vrees, hy moet julle verskrikking wees, hy moet julle heilige een wees, dan sal hy vir julle 'n heiligdom wees. Maar 'n klip waar 'n mens teen stamp. So as hy nie jou heiligdom is nie, wat is hy dan? Dan is hy 'n klip waar 'n mens teen stamp, 'n rots waar 'n mens oor struikel, vir die twee huise van Israel 'n vangnet en 'n stryk vir die inwoners van Jerusalem. So as nie by Jesus Christus in die nuwe verbond uitgekom het nie, dan is Jesus Christus in die nuwe verbond jou stryk, jou vangnet, en baie onder hulle sal struikel en val en verbreek en verstrik en gevang word. So hy sê, kom by die nuwe verbond uit, kom by die doop in Jesus naam uit, kom tot bekering volk, erken jou verlosser, kus die seun, sal die nuwe, daar in die Psalms, soen hom, erken hom, stap saam met hom 'n pad, hy is God almagtig. As jy nie by daai punt uitgekom het nie, by Japie van Saul vasgehaak, dan het God vir jou die dwaal gestuur. Nou goed, nou kom ons net af, nou gaan ons net die laaste bietjie doen. Interessant, hier praat hy van, hy sê, help nie julle raadpleeg die geeste van die afgestorwenes nie. Nou luister mooi, hierdie antieke volkere daar in die Midde-Ooste het nie die geeste van afgestorwenes aanbid nie. Hulle is nie stupid nie. Hulle het die gevalle engele aanbid. So, wie aanbid die geeste van die afgestorwenes, die ancestor ghosts? Hierdie lot in Afrika, né? Hy sê, dit help nie, want onthou, hoe groter die krisis in die land raak, hoe groter gaan Cyril rondspring soos popcorn in 'n pakkie. En weet jy wat gaan dan gebeur? Dan gaan ons sien, hoe kom die lockdowns in die padblokkades en die aggressie en die polisiebrutaliteit en die weermag, man, dit gaan lekker raak. Reg, die martial law. Hy sê, dit help nie julle raadpleeg die ancestor ghosts nie. Moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie, moet vir die lewendes, die dooies gevra word. Nou ja, hy praat direk met julle boerevolk. Hy sê, maar julle sal nie luister nie. Hy sê, dan gaan julle deur die land trek beswaard en honger. En as julle honger het, sal julle in toorn uitbreek en hulle koning en hulle God vloek. Dit kom vir julle. Julle gaan deur die land trek beswaard en honger met die klere aan julle basse. Dit is waar ons op pad is. Moenie vir my kwaad wees nie. Ek is die ou wat sê net nou is daar buit gou is daar hoof. Hy sê, en ook die aarde aanskou en daar sal benoudheid en duisternis wees en jammerklag en donkerheid is hulle gedrywe. Waarvan praat hy? Hy praat van die verwoesting van die aarde. Praat van 2 Petrus 3, kan dit vir jou aanhaal? En hy praat van Openbaring 6. Reg, kom ons kyk gou-gou, of ek hom gou-gou vir jou kan lees hierso. Hy sê, waar is die belofte van sy wederkoms? As jy vir mense dit vra, weet hulle glad nie waarvan jy praat nie. Die belofte van die wederkoms is die verwoesting van die aarde. Want die verwoesting van die aarde is nie die wederkoms nie. Dis net die belofte van die wederkoms. Hy sê,
Maar die dag van Jahwe sal kom. Watter dag is dit? Dis die toren van die lam oor die aarde. Soos 'n dief in die nag waarin die hemel met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan in die aarde en die werke wat daarop sal verbrand. Dis nou nie alles nie, maar baie sal. Die Openbaring 6 vers 12. Die 6de seël word oopgemaak. Daar was 'n groot aardbewing. Die son het geword soos 'n harige sak en die maan het geword soos bloed. Die sterre val uit die hemel op die aarde. Die ouens gaan steek hulle weg in die bankers, want hulle is bang vir die toren van die lam. So wat sê hy? Sê, in hierdie 3 jaar van tydperk, waar daar buite in roof is, wanneer ons die verwoesting sien van Europa en Brittanje, want Brittanje is die leierskap, Brittanje het nou nog geweldige houvas op wêreldpolitiek, hulle hou vas op die VSA. Hulle is in alliansie met die Joodse staat by die hoer op die dier. So as God Samaria, as hy Efraim, as hy die Brittanje van die tafel afvee, as hy die verwoesting oor hulle bring, en hy bring die verwoesting oor die Joodse staat, dan is hierdie houvas op wêreldpolitiek en wêreldgebeure gebreek. So dit is baie belangrik, dit moet gebeur. Dan gaan hy voort, dan sê hy, die buite in die roof, dan gaan hy sê, luister, maar onthou, in daai tyd gaan julle beswaard en honger deur die land trek, gaan nie kos wees nie, julle gaan vlug vir julle lewens, julle gaan alles verloor, dan gaan hy aan, dan sê hy, luister, in hierdie tyd, sal hierdie duisternis oor die aarde kom, wat in ons geval 7 dae en 12 ure sal wees vir Suid-Afrika, ek het al daaroor gepraat. En dit is in hierdie verwoestende tydperk wat die herstel van Israel sal plaasvind. Reg. Nou kom ons by Jesaja 9. Nou sal dit bietjie vinniger gaan. Jesaja 9 praat dan nou baie duidelik oor hierdie Jesus Christus wat kom. Hy sê, want 'n kind is vir ons gebore. Ek het al hieroor gepraat. 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy. Daar is baie belangrik. Die heerskappy word nie onmiddellik ingestel nie, dit word stelselmatig vermeerder. Dit is, eers kom die nuwe verbond en die Jesus offer, en dan 2000 jaar later is in ons tyd, nou, is die herstel van Israel in die derde wêreldoorlog, en dan in hierdie tydperk, die verwoesting van die aarde, die herstel van Israel en hulle sal regeer oor die nasies, ons is die enigste plek wat herstel sal word, Israel word hier vergader en word 'n groot sterk koninkryk, dit vat tyd, dit is nie iets wat oornag gebeur nie, vat baie jare, honderde jare, en dan kry ons dat Jesus Christus aarde toe kom en kry ons hierdie Armageddon situasie, alles te doen met die Gog en Magog nasies, ek het al so daaroor gepraat. En dan sal hy kom sit op sy toren en met 'n eysterstaf regeer. Reg. Maar dit is jou derde teken. Baie belangrik. Goed. En dan kan ek verder gaan hiersom. Kom ons gaan terug na, ons wil nou gaan by Jesaja 37. Kom ons kyk. Of ek nou alles al gegee het. Ja, die eersgebore seun en die eerstelinge. Ons sal nou praat daaroor. So kyk as daar nog tyd is. Kom ons gaan aan. Ons het nou Jesaja 8 gedoen, ons het die derde teken gedoen, die geboorte van die seun, weer 'n bevestiging, dan gee hy nog sy titels ook by. Dan kom ons by die vierde teken, Jesaja 37, en dan dreigemente teen Juda en Jerusalem. En dis baie interessant, hierdie hele verhaal van die Assiriërs wat optrek teen Hiskia en Juda, word breedvoerig verduidelik in Kronieke, Konings en in Jesaja. En die vraag is, hoekom? Hoekom so baie keer? Ek kan verstaan Konings en Kronieke, hulle verifieer mekaar, is logies. Maar hoekom hierdie vreeslike breedvoerige 37, 38 en 39, ek meen hoofstukke in Jesaja oor dit, waar hy die hele storie weer van vooraf herhaal, in 'n groot mate. Waarmee het dit te doen? Skus tog. Ek het beweging in die veld, my huis word opgehou. So ja, maar moenie bekommerd nie, Vader pas my op. Ek het nou die aand by hom gaan huil, so hy moet my kyk. Ek het nie iemand anders wat my sal kyk nie. Reg, so, nou kom ons terug by Jesaja 37. Reg. So in Jesaja 37 kry ons hierdie opmars van Assirië, en daai rapsake, daai afgevaardige word gestuur na Hiskia toe gesê, luister man, ons het almal verwoes.
Daar was nie 'n God wat vir ons kom staan en vir ons sê nie. Ons het al hierdie ander lande se gode verwoes. Ons kom nou vir jou, ou maat. So moet nou nie vir jou mense kom vertel, Jahwe gaan vir julle kyk nie. Want ons gaan boe oor julle hardop. Ons gaan julle wys hoe hardop ons boe oor julle. Ruk julle reg, maak julle reg. En hy dreig hulle. En Hiskia gaan huil by God. Hy sê, wat moet ons maak? Nou, soos ek sê, die Assiriërs het nooit oorgeneem daar nie. Hulle het teruggekeer. Die wegvoering van Juda het plaasgevind deur Babylonië. Maar, as jy gaan kyk na hierdie verse, kom ek lees dit vir julle, hierso, vers 33, want onthou, God antwoord nou vir Hiskia, dan sê hy vir hom hierso, in vers 35, ek sal hierdie stad beskik om dit te verlos om my en om my knegt Dawid se ontwil. Nou sê ek vir jou, of Jahwe lieg, want ek meen, hulle is minder as 200 jaar later is hulle totaal verwoes. Hulle is verwoes. In die tyd van Hiskia was dit nog vrede, maar daarna het Babylonië gekom, Jerusalem verwoes, alles weggedraai, die tempel uit. Dis ou nuus. In 70 na Christus het dit weer eens gebeur onder die Romeine. So hoe kan God sê hy sal hierdie stad beskik? Hy is 'n leienaar. Of hy praat van 'n volk. Hy praat van die Juda volk. Hy's reg. Nie te doen met 'n fisiese plek Jerusalem nie. Glad nie. Dit het te doen met die volk, soos wat ek julle geleer het. So, as hy sê hy sal Jerusalem beskik, hy sal hierdie stad, hierdie Juda volk beskik, nie almal nie, want nie almal is in die nuwe verbond nie, maar dit mos nou 'n keuse. Dit mos nou 'n keuse, né? Hy sê hy sal dit beskik. Reg, ons gaan nou praat daaroor. Vers 33, daarom, so sê Jahwe aangaande die koning van Assirië. Hy sal in hierdie stad nie inkom en daar geen pyl inskiet nie, en dit met geen skild aanval nie, en daar sal geen wal teen opgewerp word nie. Met die pad wat hy gekom het, sal hy teruggaan, maar in hierdie stad sal hy nie inkom nie, spreek Jahwe. Ons sal nou praat oor hoe lyk hierdie stad. Luister mooi. So God maak 'n aantal beloftes hier. Hy sê moenie worry nie. Juda volk, die stam van Juda, sal nooit verwoes word nie. Ons weet later van tyd het die Babylonië hulle weggevoer. Dit weet ons. Reg? Maar die volk bestaan steeds. Reg? En hy het hulle hier kom vestig in Suider-Afrika, en hulle word die boerevolk hier op einde van tye. So hy was getrou aan sy woord. Hy het nie gelieg nie. Die fisiese stad word verwoes. Reg, maar hy praat nie van met 'n fisiese stad nie. Hy praat nie oor dooie goed nie. Reg. En dan gaan hy, dan sê hy, luister, ek gee vir jou 'n teken. Luister mooi, Hiskia, want ek is getrou aan my woord. Ek gaan jou wys. Ek gaan vir jou 'n teken gee. Hy sê, en dit sal vir jou 'n teken wees. Eet hierdie jaar wat van self opslaan, en in die tweede jaar wat dan nog opkom, maar in die derde jaar saai en oes en plant wingerde en eet die vrugte daarvan. Wat sê hy? Hy sê, hier's 'n 3 jaar tydperk voor jou. Kos gaan skaars raak. So met die volgende plantseisoen gaan dit 'n groot gesukkel wees. Hulle praat van 'n vreeslike El Nino, wat nog nooit gesien is in die geskiedenis van die mensdom nie, of dan vandat hulle begin opnames maak of rekords hou of so. Dit is 'n groot storie. Het alles te doen met die verwoesting van die aarde. Al hierdie vulkane onder die aarde is besig om aktief te raak, want al die plate is los en hulle rol weswaarts. Baie al hieroor gepraat. My mense op die groepe weet wat ek gesê het. Hulle is my getuienis. Hulle is my getuies in hierdie tyd wat ek so maklik geblameer word as 'n valse profeet. En as een wat opsweep. En dit en dat en daai. Daar's getuies vir wat ek gesê het, en my goed is op voice note, en is op audio, en dit is gebare. Reg. Dan gaan hy verder, want uit Jerusalem, nie die plek nie, die volk, sal 'n oorblyfsel uitgaan, en vrygeraaktes van die berg Sion, die ywer van Jahwe van die leerskare sal dit doen. So daar bly 'n oorblyfsel oor, die wat in die land oorgebly het, sal dik melk en honing eet, 'n paar skape en 'n koei aan die lewe hou, en rus en vrede hê. Hy sê dit. Die vrygeraaktes. Later noem hy dit die losgekooptes, ons sal nou daaroor praat. Reg. So hier het ons nou die volgende teken, ek het hom hier as die 4de teken, weer eens 'n 3 jaar tydperk.
Goed, dan kom ons, kyk ons kan bietjie praat oor Aser. Miskien as daar tyd is, sal ons bietjie verder daaroor praat. So, dan gaan ons aan, kyk, ek wil vir julle net gou die volgende teken gee, en volgende gaan ek terugkom na hierdie vrygeraaktes toe, dat ons net mooi verstaan wat hy vir ons sê. Ja, teken nommer 6, ja, hierdie is teken nommer 6. Hiskia word siek. Reg, en die ding het God vir my gewys. Ek prys Jesus se wonderlike naam. Ek loof en prys my God in die hemel, want hy wys vir my, as hy my nie wys nie, weet ek ook niks nie. So, hy het vir my in 2024 'n baie mooi droom gegee. Nou, ek wil dit nie hier herhaal nie. Maar, dit sal snaaks klink. Maar, ek droom as 'n man by my deur. En hy het planne. En hy het hierdie voorstel wat hy aan my maak. En ek sê vir my, ek sal daaroor dink. En hy draai om en hy stap weg, en voordat hy wegstap, draai hy om, en hy sê vir my, onthou 2 Konings 20. Die volgende oggend word ek wakker en ek dink, wat het ek gedroom? Wat staan in 2 Konings 20? Konings het te doen met die geskiedenis van Israel. Ek meen, dit is mooi, maar ek hou van die profesie. Ek is lief vir die profesie. Ek wil kyk wat gaan in die profesie aan, want dit gaan oor ons tyd. Ek wil weet wat kom. Dis vir my belangrik. Hy het dan dit vir ons gegee, ons moet dit gaan bestudeer. Daar's 'n rede hoekom die Bybel 'n dik boek is, sodat dit jou kan besig hou. Reg, het hou jou uit die hoerhuise en die kroe uit. Reg. So, ek gaan kyk toe in 2 Konings 20. En tot my verskriklike ontdekking, leer ek toe nou mooi, maar ek het dit geleer as kind. Ons almal weet dit, ons leer dit in sonnaarskool, ek kan in NG Kerk was, NG. Hy sê, en dit sal vir jou die teken wees, van die kant van Jahwe, dat Jahwe hierdie woord wat hy gespreek het, sal volbring. Ek sal die skade weer, op die grade wat het gedaal het, deur die son op die grade van Agas se sonnewyser laat teruggaan, 10 grade agteruit, en die son het 10 grade teruggegaan op die grade wat het gedaal het. So daar het 'n baie radikale verandering plaasgevind het. En dan sê hy, dit gaan dan oor, ek gaan jou gesond maak, so ek gaan jou wys, ek gaan dit doen. En dan sê hy, ek sal jou ook uit die hand van die koning van Assirië red. Onthou, hy praat later van Aser sal inkom, en Juda stroom tot hier by die nek. Ja, so, dit is nou, en ook hierdie stad, en ek sal hierdie stad beskut. Hy sê dit 'n tweede maal. Reg, hy het die vorige vers ook gesê, vorige hoofstuk. Reg. So hier het ons nou nog 'n teken. Dit is nou teken nommer 6. Nou daai 10 grade is 20 minute per dag. En wat ons nie verstaan nie is, van daai tyd af het God 20 minute per dag bygevoeg, tot en met nou. 20 minute per dag bygevoeg, tot en met nou. Ek het 'n hele 2 ure lering hieroor gemaak, want ek moes gaan sit en uitwerk, wat staan hierso, want ek is nie goed met wiskunde nie. So, ek het gaan soek, daar was nie antwoord op die internet, daar was 2 video's, en daai een ou het baie sinvol gepraat, verder is daar nie inligting hieroor nie, die ouens vee hierdie ding van die tafel af, en sê, ja, wel, dit het nou data, nee, dit is 20 minute per dag, elke dag. En dit het nie te doen met die 24 uur tydperk nie, dit het te doen met die tydperk wat per dag bygesit word vir die aarde om die son. Ja, die aarde is rond, hy wentel om die son. Hoe weet ons dit? Want die son bepaal die jaar. Die son se baan is 365 en 'n kwart dag. Dis nie 24 uur nie. En die maan se baan is 29,5 dae. Dit is nie 24 uur nie. As jy dit verstaan, dan help dit al. Reg. So, nou in die tyd van Noag, in die vloed, jy kan dit gaan lees daar, was 150 dae, was 5 maande. 150 dae was 5 maande. 5 maal 30 is 150 dae, want daar was 'n 360 dag jaar. En dit was alle jare so, tot in die tyd van Hiskia. En toe het God die hele ding omgegooi. God het die kalenders verander. Nie die katholieke kerk nie, hulle probeer cope met wat vir hulle gegee is. God het dit verander. Want die oomblik toe hy dit doen, toe gooi hy die maan en son uit sinkronisasie, die son en die maan het saam opgekom, saam hulle dinge gedoen, dit het verander. Reg. Hierdie jaar is die eerste jaar, waar die nuwe maan op die 20ste Maart geval het, en die sonjaar het ook op die 20ste Maart begin.
Dis 'n buitengewone jaar. Laaste keer wat gebeur het, was in 2015 en toe het ons 'n tetrad gehad van bloedmaane, 4 bloedmaane. So dis baie besonder. 2026 lyk eintlik soos 2015. Baie belangrik om te verstaan. Daar is iets daar wat ek nie mooi verstaan nie, maar Vader gaan my nog leer. Daar's iets wat ek sukkel, wat ek kort, maar hy sal my wys nader aan die tyd. Maar hoe dit ook al sy, so, nou het God vir my gesê, julle moet verstaan, ek gaan daai 10 grade gaan ek wegvat. Daai 20 minute per dag wat die son ekstra wat die aarde ekstra om die son hardloop, wat toe maak dat ons 365 dae, jaar het. En ons kom uit agter, want die Babyloniërs het gesande gaan stuur om te uit te vind wat het gebeur. Nou, hoekom sal hulle dit doen as dit net eenmalig is? Dis nie eenmalig nie. Dis elke dag, en hulle kon dit sien aan die maan. Hoe dit ook al sy, God sê, hy gaan daai wegvat. Hy gaan ons terugsit na 360 dae jaar toe. So dis 'n teken. Reg, volgende teken. Ek moet voel, want ek is nou al oor 'n uur. Nommer teken 7. Dit staan nie so seer hier in Jesaja nie, maar dit word genoem in 2 Konings 20 vers 5 en het te doen met die Hiskia profesie van sy gesond word. Hy sê vir Hiskia, hy sal op die 3de dag opgaan na die huis van die Here. Nou dit het natuurlik daai tyd so gebeur, ek sê nie dit het nie, maar 'n dag is 1000 jaar en 1000 jaar is 1 dag. En as jy mooi gaan kyk na sy tydperk, dan moet jy nou tel, van Jesus af, 2000 jaar het reeds verloop, jy is in 2026, reg? So, ons is al in die 3de 1000ste jaar. So jy kan nie die tydperk tel van Hiskia af nie. Hiskia was in die 1000 jaar voor Jesus se kom, hy was in daai tydperk. So hy sal op die 3de dag, gaan hy opkom. Menende, die versameling van Israel sal in die 3de 1000ste jaar geskied, vanaf Hiskia. So jy tel van Jesus af, as dit 1000 jaar, nog 1000 jaar, jy is in die 3de 1000ste jaar. So, die huis van die Here is natuurlik die heiligdom van Jahwe. En dit is Juda. Ons het dit nou gelees, né? Ons het dit geleer. As die Bybel hierdie goed gekoppel het, staan dit vas. Niemand kan dit losmaak nie. Kan niks daaraan doen nie. Dis vas. Reg, baie belangrik om te verstaan. So, daai is belangrik. Bevestig, ons is in die tyd van die bymekaar maak van die oorblyfsel. Is sal nie herstel in 1948 nie. Babylonië, Babel, die hoer op die dier, is herstel in 1948. Alles te doen met die Baster Edomiet. Reg, teken nommer 8, Jesaja 20 vers 3, sê die volgende. Kom ek lees dit gou vir julle, is baie belangrik, want hy gaan nou net weer vir julle bevestig. Daarop sê Jahwe, soos my knegt Jesaja naak en kaalvoet geloop het 3 jaar lank, as teken en sinnebeelde met betrekking tot Egipte en Kus. Egipte is Afrika, Kus is die Kusiete en die Kanaaniete, ons weet hoe lyk hulle. So sal die koning van Assirië, Satan, die gevangenes van Egipte, Afrika, en die ballinge van Kus, ook Afrika, wegdrywe jonk en oud en naak, kaalvoet en ontbloot aan die agterdele, is smaad vir Egipte, is smaad vir Afrika. Ons gaan sien, want Suid-Afrika is in ineenstorting, en die feit dat daar nie kos geproduseer word nie. Onthou, daar's 'n rede hoekom al die vliee hierso sit. Want dit gaan nie goed daarbo nie. So nou kom die vliee af onder toe, want hier is nou meer prosperity. Nou stort hierdie gemors ineen, hierdie New World Order government stort op homself ineen, met die hulp van die VSA en so aan. Ek kwam met MI6 en CIA en die Mossad. En dit veroorsaak dat al hierdie vliee, baie, die ouens het so zoom, as hulle so march, as hulle ja, praat van dit. Waar moet hulle gaan? Gaan Afrika kos produseer? Nee. So hulle eet lekker hier, die kos is hier. En as dit nie meer hier is nie, waarheen gaan hulle? Wel, dan sal hulle weggedrywe word. Hulle sal deur die Satan gedrywe word, en die profesie van Siener, sowel as van Blikstemdromer is, hulle word gedryf na Europa toe. Ons sal sien hoe stroom hulle daarin. As 'n man wat 'n boek geskryf het, Jean Raspail, in die 70er jare, en hy erken is 'n droom wat God hom gegee het, om singel die laar van die heiliges, waar hy sien hoe stroom hulle in.
En dit is die straf vir Europa, omdat hulle ons weggegooi het. Ekskuus tog, dat ek hierdie honde jaag met my voete. Omdat hulle ons weggegooi het en ons verraai het in die 80er en die 90er jare en ons oorhandig het aan 'n swart kommunistiese regering. Dis 'n straf wat God oor hulle bring. Reg. En dan teken nommer 9, Jesaja 16 vers 14. Weereens het ons die 3 jaar tydperk. Julle het hom gelees, né? 3 jaar tydperk. Jesaja 16 vers 14. En nou spreek Jahwe en sê, binne 3 jaar, soos die jare van 'n dagloner, weer 'n 3 jaar tydperk. Dis nie toevallig nie. Enigste ding wat toeval is 'n gat. Sal die heerlikheid van Moab veragtelik gemaak word, saam met die hele groot menigte, en die oorblyfsel sal min, gering en onmagtig wees. Wie is Moab? Is die Saudis, is Qatar, Arab Emirates States, Kuwait, Dubai, Bahrein, Oman. Daai is die Moabite, die Ammoniete is die Turke. Hy praat van hulle verwoesting ook. Maar, het ons gesien dat daar's groot drama is nou met hierdie laaste Iran-oorlog vir die Saudis? Hulle lughawens werk nie, hulle raffinaderye moes hulle afsit, daar is nie geld wat inkom nie, is besig om in te stort. Mooi, ons sien dat in die volgende 3 jaar, sal ons hierdie totale verwoesting sien van die Midde-Ooste. Dis nie net Damaskus wat verwoes sal word nie, die Joodse staat sal ook verwoes word. Die Saudis sal ook verwoes word. Reg, ons sal selfs in die verwoesting sien van Turkye, van Ammon. En dan Turkye sal opstaan onder beheer van Rusland. En dit sal ons sien in deel raak van die Gog en Magog nasies. Maar hier sê hy dit vir jou. Hy dit vir jou duidelik. Elke keer het ons die 3 jaar tydperk. So hy het vir ons, gaan vlug vir julle lewe. Julle gaan alles verloor. Jy sal lê op die strate en niemand sal grawe nie. Jy gaan honger beswaar deur die land trek. Gaan hy sleg gaan met hom. Dan verder, hy luister, ek gaan Midde-Ooste verwoes. Ek gaan totale chaos hê. Ek gaan Europa verwoes. Ek gaan Brittanje verwoes. VSA, Kanada, Australië, Nieu-Seeland. Gaan dit verwoes. Reg? Dan gaan hy verder, dan sê hy, en ek gaan die jaar weer 360 dae maak. So daar kom 'n kataklisme van buite af. Dan sê hy, maar ek gaan ook Egipte verwoes. Ek gaan Afrika verwoes. Ek gaan hulle wegdrywe uit die land uit. Sodat 'n groot, oop, skoon, vry land wees, sonder ons vyande. So, wat wil jy doen? Wel, jy moet jou goedjies reg kry, want jy gaan 'n vlugteling raak. So, die veilige plek is Noord-Kaap, vir die wat oor het om te hoor. En dan wil ek gou 'n laaste ding doen. Gee my net so 'n bietjie kans, dan doen ons net 'n laaste ding. Reg, hierdie is baie belangrik. Ek wil dit vir julle lees. So, kyk, daar het ek dit neergeset. Gee gou kans. Reg. Ek wil met julle hierdie baie belangrike ding doen. Ek so baie uit Jesaja gelees. Vader, dit is so vir my. Goed. Luister mooi. Hy sê, hy praat van Suider-Afrika. Praat hy van die gloeiende grond, daar sê hy weer. Daar sê hy, en die hooptes van Jahwe, dis Jesaja 35, sal teruggaan en na Sion kom. Waarheen gaan hulle kom? Hulle kom na Juda toe. Die losgekooptes van Jahwe sal teruggaan en na Sion kom met gejubel en ewige vreugde sal op hulle hoofde wees, vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesig vlug weg. Die losgekooptes. Nou waarvan praat hy as hy nou praat van losgekooptes? Kom ek lees dit vir julle. Ek gaan dit net vir julle wys, ek moet dit nou net ongelukkig gou weer gaan haal. Ons gaan nou vir julle dit lees. Ons begin daar by Openbaring 5. Het alles te doen met Openbaring. Ons begin by Openbaring 5, vanaf vers, dit gaan oor die boek met die 7 seels. Wat is hierdie 7 seels? Is God se strafgerig, is die lam se strafgerig oor die aarde. Dit het alles daarmee te doen. Dis die kaart en die transport van die aarde. Baie belangrik. Reg, hy sê, hierso, dan sê hy, toe sing hulle 'n nuwe lied, en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasies. En ons konings en priesters vir ons God gemaak en ons sal as konings op die aarde heers. Nou wie is hierdie wat vrygekoop is? Kom ons kyk. Want mense wil vir jou sê dis almal, elke stam, taal en nasie. Hy praat van Israel.
elke stam, taal en nasie van Israel. Dis waarvan hy praat. Is moeilik, ek weet dis moeilik. Dan sê hy hierso, moenie die aarde of die see of die bome beskadig nie, Openbaring 7, voordat ons nie die diensknegte van onsse God op hulle voorhoofde verseël het nie. En ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 uit al die stamme van die kinders van Israel. Dis net die mans, hy tel nie die vrouens nie. Kinders, babas, ou mense, tieners, hy tel hulle nie. Tussen 20 en 55, dis wie hy tel. Dis die vrugbare kern van die volk, reg. Dan gaan hy verder. Kom ons kyk. Waarvan koop hy hulle vry? Hy koop hulle vry van die vloeke wat hy oor die aarde bring, van die verwoesting wat hy oor die aarde bring. Hulle is vrygekoop. Hoekom? Want hulle is die eerstelinge van die nuwe verbond. Kom ons kyk of ek dit vir julle kan wys. Nog enetjie, Openbaring 14 vers 4, kom ons gaan soontoe. Hier praat hy, die lam staan op die berg Sion, staan hy op 'n fisiese berg? Nee. Berg is koninkryk, Sion is Juda. So, hy staan op Juda. En saam met hom 144.000, met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskryf. Dan sê hulle, en hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge, en niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vry gekoop is. Net Israeliete. Die menigte wat jy nou daarby sien, wat praat in Openbaring 7 te doen met hulle vrouens, kinders, babas, ou mense, dis alke. Reg. So, Openbaring 14 vers, ons kyk, ek het nog ene. Hy sê, vers 4, dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie. Vroue het te doen met kerke, dit het te doen met ander nasies, die verbastering met ander nasies, dit het te doen met vrymesselarij, Illuminati, dis 'n volk wat onttrek het uit die stelsel, wat sê in Openbaring, hy sê, gaan uit haar uit my volk, sodat jy nie deel het aan haar pla nie. So jy moet geen pad uit die stelsel uit. Hy sê, dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. En dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. Hulle is 'n eersgebore seentjie. Hulle is die eersgebore seentjies. Nou onder die ou verbond was daar ook eersgebore seentjies. En die eersgebore seentjies behoort aan God. En jy moes hulle loskoop. Met 'n lam, met 'n dier, moes jy hulle loskoop. Toe gaan hy verder, toe sê hy, moenie bekommerd wees nie, ek vat die leviete, dan vat ek hulle in die plek van hierdie eersgebore seentjies, wat eintlik aan my behoort. Reg? Dan kan hierdie eersgebore seentjies aangaan met hulle lewe binne die volk. Want ek vat dan die leviete, hulle is dan my priesterskap. Hulle moet my diensknegte wees, hulle moet die werk doen in die heiligdom. Maar in die nuwe verbond is ons onder die Melchisedek orde. En as jy gedoop is en jy stap die pad saam met Jesus, word jy 'n priester en 'n koning. Reg. So, die eerstelinge aan die nuwe verbond is nou ook priesters binne die Melchisedek orde. Baie belangrik dat julle dit verstaan. So wie is hierdie losgekooptes? Die losgekooptes sal teruggaan na Sion toe, is die 144.000. En hulle is die ouens wat vry geraak het van die aarde. Ek wil net kyk of ek nie nog een het van dit nie. Ek het op 'n stadium 'n klomp verse hier bygesit. Baie belangrik om te verstaan. Jy moet verstaan van die eerstelinge. So ek hoop dit was vir julle duidelik. So watter stad gaan hy beskik? Die berg Sion, wat ook Jerusalem is, wat ook 'n volk is. En wie gaan hy by hulle bymekaar maak? Die vrygeraaktes, die losgekooptes, die wat in die land agtergebly het, die wat oorleef het, wat hulle klere gewas het in die bloed van die lam, wat die werke gedoen het in 'n tydperk van verdrukking. Jou bordjie pap het jy gedeel met 'n ander ou, al was dit jou laaste bordjie pap. Ek wil vir die volk sê, julle gaan alles verloor. So al daai geld wat jy in die bank het, gaan hulle vat. So, as jy nog 'n bietjie goud kan hê, ja, op 'n stadium jy dit kan inruil, en dit sal ook klaar raak. Want geld rol soos water, dit raak klaar. En al wat jou gaan deurdra, is hierdie naaste liefde wat die boerevolk onder mekaar moet kry. Lief raak vir mekaar.
ten spyte van hoe ons lyk en waar ons vandaan kom en wat se kar het ons gery. Want selfs die karre gaan nie meer loop in daai tyd nie, want sien as jy ons ry op perde. Verstaan jy dat jy alles gaan verloor? So moenie nou probeer klou aan dit nie, want die wat so klou, gaan deel raak van die B-system. Want terwyl hy van sy huis en sy kar en sy werk en sy pensioen, wat hy dink hy gaan behou, want hulle gaan hom bedrieg, gaan hy in die ry staan vir die B-system. En hulle gaan alles by jou vat, ook jou siel. En dit is die hartseer van die saak. Het is beter om alles op te gee. En ons klim op die ark, as daar in die Noord-Kaap, die ark is in die Noord-Kaap, en ons gaan saam met Vader ry. En hy sal ons oppas, soos hy vir Noag opgepas het, so sal hy vir ons deurtrek, ook in hierdie tyd. Ek is nie bekommerd daaroor nie. Die bietjie wat ek het 'n bietjie pensioen gekry, het maar 10 jaar gewerk, hy het vir my gesê, teen volgende jaar is dit klaar. So ja, ek sal nog 'n paar ouens kan deurtrek in die volgende aantal maande, maar daar's groot werk wat vir my voorlê, en dan is dit klaar. Maar hy het ook vir my gesê, moenie bekommerd wees nie, ek gaan vir jou baie geld gee, sodat jy die volk kan help. En ek glo hom, want ek het niks anders om aan vas te hou as aan hom nie. Want ek verstaan miskien baie mooier wat is besig om te gebeur as julle. Maar ek het dit vir julle probeer uiteensit. Ek hoop julle het lekker geluister. Jammer, ek het meer as 'n uur, amper 1 uur en 'n half gepraat. Ek vra verskoning, maar hierdie is 'n baie belangrike lering. As jy hom nie hier kan kry nie, hy klink nie vir jou mooi nie. My mond en die audio hardloop nie saam nie. Dan ek sal my e-pos bysit op die YouTube kanaal en wat ek gaan op YouTube laai en dan kom vra jy hom aan by my op WhatsApp. Jy vra my op e-pos en dan stuur ek die WhatsApp nommer vir jou en dan kan ek hom vir jou van daar af stuur. So, nou ja, ek gaan gou die kommentare aansit, ons is klaar. Reg, ek het 3 minute waarop ek kan praat, dan gaan ek afklim. Reg. So, ou men nou, jy 3 minute om jou sê te sê. Maximum 5. Ek kyk die tyd. Right, nog iemand? Baie gemis, is alright, hy sal op YouTube wees en hy's op WhatsApp. Right, nog iemand? Ja, as 'n ou net verstaan wat kom, dan maak hy die donkere ligter. En dit gaan baie donker raak in Suid-Afrika. Bravos, ja, dis is op ek het vir julle gestoor op Telegram. 'n vriendin het my geskakel en my laat weet, God het vir haar 2 nagte terug gesê. Nee, hy het vir haar laasnag gesê, gaan sê vir Deborah, haar tyd vir praat is om. Haar tyd is kort. My tyd is kort. Julle moet my bid maar vir my.